Terwyl Jesus in Betanië in die huis van Simon die Melaatse aan tafel was, het 'n vrou by Jesus gekom met 'n alabasterfles baie kosbare reukolie en dit op sy kop uitgegiet. Waarom so verkoosting? Mense kon die reukolie vir baie verkoop en vir die armes gee. Jesus het dit gemerk en vir hulle gesê: Waarom maak julle dit vir die vrou moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Die armes het julle altyd by julle, maar vir my julle nie altyd nie. Deur die reukolie op my liggaam uit te giet, het sy my voorberei vir my begrafnis. Dit verseker ek julle, oral waar hierdie evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot herinnering aan haar. In daardie tyd het die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk bymekaar gekom in die woning van Caiaphas, die hoëpriester. Hulle het daar saam planne gemaak om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Hulle het egter gesê: Jy weet jy op die fees, sodat daar nie ongeluk op die volk mag kom. Toe het een van die 12 disippels, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde toe gegaan en gesê: Wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande beland? Hulle het hom toe 30 silwer muntstukke betaal. Die
die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, kom die disippels na Jesus en vra, waar wil u hê moet ons gaan regmaak vir u om die Paasmaaltyd te eet? Jesus het geantwoord, gaan in die stad na so en so toe en sê vir hom, ons leermeester sê, my tyd is naby. In jou huis wil ek saam met my disippels die Paasmaaltyd hou. Die disippels het gemaak soos Jesus aan hulle opdrag gegee het aan die Paasmaaltyd voorberei. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het hom klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy hoofkleed uitgetrek en 'n handdoek geneem en hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin aan sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Here, gaan U my voete ook was? Wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy verstaan. U sal in alle ewigheid nooit my voete was. As ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. Hy wat klaar gepak het, is heeltemal skoon. En hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. Dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Dis tog nie ek nie, Here. Die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek, dit is hy wat my sal verraai. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe, soos dat oor hom geskrywe staan. Is dit miskien ek, Rabbi? Dit is, soos jy sê. Met 'n kruis
En terwyl hulle eet, het Jesus die brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: Neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: Drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink.
Daar staan immers geskryf, ek sal die herder doodmaak en skape van sy kudde sal uit mekaar gejaag word. Maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruitgaan na Galilea toe. Al sal u ook almal in die steek laat, sal ek u nooit in die steek laat nie. Dit verseker ek jou, Petrus, vandag nog, voor in die haankraai sal jy my 3 maal verloor. Al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloor nie. Sit hier terwyl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê: Ek voel doodsbenoud, bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hom aan die slaap. Hy sê vir Petrus: Kon julle nie eens 1 uur lang saam met my waak nie? Waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'n tweede keer het hy gaan bid en gesê: My Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe hy terugkom, kry hulle weer aan die slaap, want van voor kon hulle oor nie open nie. Hy het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle: Slaap en rus julle nog.
Die uur het gekom, die seun van die mens word in die hand van die sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai, is hier naby. Op daardie oomblik, terwyl Jesus nog praat, kom Judas, een van die 12, daaraan en saam met hom was 'n groot klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en familiehoofde van die volk gestuur. Die verraaier het met die manne 'n teken afgespreek. Die een wat ek soek, dis hy, gryp hom. Hy het reguit na Jesus gegaan. mense wat vir Jesus gevange geneem het hom weggelei na Caiaphas, die hoofpriester, waar skrifgeleerdes en die familiehoofde bymekaar gekom het. Petrus het op 'n afstand agter hom aangegaan tot by die binnenhof van die hoofpriester se woning. Hy het ingegaan en daar by die ander wagte gaan sit om te kyk hoe dit afloop. Jy was ook saam met Jesus, die Galileër. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Hierdie man was saam met Jesus van Nasaret. Ek ken nie die man nie. Dit is waar, hy is ook een van hulle. Mense kan dit aan jou spaak word. Ek sê weer, ek ken nie die man nie. Die môre vroeg het al die priesterhoofde en familiehoofde van die volk die besluit geneem om Jesus dood te maak. Hulle het hom geboei en hom toe weggebring en aan Pilatus die gouverneur uitgelewer. Die gouverneur het die gewoonte gehad om elke Paasfees vir die mense een gevangene van hulle keuse los te laat. In daardie tyd was daar 'n berugte gevangene met die naam Jesus Barabbas. Watter een van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Wat moet ek dan doen met Jesus wat Christus genoem word? Watter kwaad het hy dan gedoen?
Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam Simon. En hulle het hom opgekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken kobbeenplek. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loop. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep: Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê: Hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suur wyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê: Wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo na onder mildeer geskeur. Die aarde het geskud en die rotse het uitmekaar gebars. Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het die aardbewing sien en die dinge wat gebeur het hulle baie bang geword en gesê: Hierdie man was werklik die seun van God. Die
iemand aangekom. Dit was Josef van Arimatea wat self ook 'n volgeling van Jesus was. Hy het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra. En Pilatus het beveel dat dit vir hom gegee word. Josef het die liggaam geneem en dit in skoon linne toegedraai en dit daarna neergelê in sy eie nuwe graf wat hy in die rots uitgekap het. Hy het 'n groot klip vir die ingang van die graf gerol en weggegaan. Na die Sabbatdag, toe dit Sondagmôre lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere is wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos wees geword. Toe sê die engel vir die vroue: Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Petrus, Johannes! Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waar Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: Aan my is alle mag gegee in die hemel en aarde. Gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer op alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld.
geheilig sy naam. Laat U reik kom, U wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons hartse bloed en vergeef ons al ons skulde net, soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Aan U is die ryk en die ere en die sterkte, vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Ek bidou dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die kragtige werking van die Heilige Gees met julle almal sal wees en sal bly. Amen. As die by die saal, die liefde gaan by die Here. Mag jy 'n mooi dag hê.